Goeiemôre geliefdes, glo dit gaan goed met elkeen van julle. Ek wil net graag 'n kort boodskap met julle deel vanmôre. En dis 'n boodskap wat baie na my hart is en ek wil dit graag oordra sodat die Here dit op my hart lê. Weet, soms raak ek stil, vas en bid, sodat ek aan 'n volgende vlak kan beweeg geestelik. En baie mense sal my vra vir gebed en dan bid ek vir ander en ek bid vir die Here en ek is daai persoon wat altyd maar stil bly ook nadat ek met die Here gepraat het sodat hy ook kans kan kry om met my te praat. En vanoggend kom ek agter die Here is besig met my en ek wil net hierdie Bybelvers lees in Spreuke 17 vers 17. Hy sê die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die nood. So daar's 'n vriend wat altyd sal lief hê. Jy sal 'n vriend in jou lewe hê wat liefde bewys uit nie net woorde nie, maar met dade en so aan. En dan is daar 'n broer gebore wat vir jou daar is in jou noodtye. So die Here het altyd iemand in jou lewe. Liefde is belangrik en dit is belangrik dat ons vir mekaar sal voorsien en vir mekaar sal omgee. En ek kom agter, maar dit is hoe die Here met my praat. En mense vra vir my, pastoor of David, hoekom is jy so stil deesdae? Ek moet baie keer stil raak voor die Here. Ek moet. En ek moet alles afsny van die wêreld af sodat ek tyd kan spandeer met die Here. En ja, kom ek lees dit sommer. In die boek van Hebreërs, baie belangrik. Ons almal glo dat Paulus het hierdie brief geskryf. En in die laaste hoofstuk, net voordat hy klaar maak, sê hy hierdie belangrike woorde. In Hebreërs 13 vers 18 sê hy, bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Vanmôre moet ek vra, bid vir my ook. Bid vir ons wat in die bediening staan. Bid vir ons, want die duiwel wil nie hê dat ons in die bediening moet staan nie. Die duiwel wil nie hê dat ons die waarheid moet oordra nie. Die duiwel wil net, hy kom om te verskeer, hy haat mense, hy haat God se skepsels, en hy haat dit meer dat die Here ons diep uitgehaal het, ons verander het, en ons lewe toewy aan die Here, veral wanneer ons in die bediening ingeroep word, en ons doen dit met alles wat in ons is. En hier sê Paulus, bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Ons wil in alles goed wandel voor die Here. Ons wil regtig vir die Here werk. Ons wil regtig laat die Here ons kan gebruik om 'n verskil in mense se lewens te maak. En hierby kan ek baie dankie sê vir elkeen wat finansiëel in ons bediening insaai, wat dit moontlik maak dat ons voltyds vir die Here kan werk. En ons is dankbaar, maar ons het ook gebed nodig. Dis nie almal wat kan gee nie. Dis nie almal wat finansiëel kan saai nie. Al help dit ons ook baie, maar ons het julle gebede nodig. Bid vir ons, soos wat ons vir julle bid. Here, ons het U so nodig. Almal het U nodig. Elkeen se behoefte is anders, Here. U ken elkeen se hart, U ken elkeen se gedagte vanmôre. En ek bid, Here, staan stil by ons vanmôre in Jesus Christus naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Mag die Here julle seën bo wat julle kon dink of bid. En mag julle altyd weet,
God is getrou. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Hou vas. Moenie om ons kyk nie. Moenie kyk na die golwe nie. Kyk na die een wat die golwe kan stilmaak. Ons lewe in geloof en nie in aanskouing nie. Amen. Mooi dag en Jesus liefde aan elkeen van julle.